Hallelujah. Ek weet van 'n naam, 'n lieflike naam, 'n lieflike naam, dat is Jesus. Ek weet van 'n naam, 'n lieflike naam, hallelujah, 'n lieflike naam, dat is Jesus. Ek weet van 'n naam,
Amen, amen. Yaron Salpati. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Dank u, Here. Amen, amen. Amen, amen. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Dank u, Here. Heilige is die koning. Waardig is die koning. Aan u komt toe die lof. Hallelujah. Aan u komt toe die eer. Hallelujah. Here en al die aanbidding. Hallelujah. Aan u en aan u alleen. Niemand kan vergelijk word met u nie. Because he Die hallelujahs. Yes, yes, yes. Because I can find tomorrow is possible because tomorrow. everything is possible because dank u, Here, all fear is gone. Because I know
wees in hierdie plek. Halleluja. Want omdat hy leef, Halleluja. kan ons uitsien na môre. Omdat hy leef, hoef ons niks te vrees van wat die dag van môre inhou nie. Omdat die koning leef, kan ons uitsien na die toekoms. Terwyl ons in hierdie atmosfeer is, gaan ek apostel Rode vra om hierdie diens te open in 'n woord van gebed. Kom ons bid saam. Onse Hemelse Vader, ons dankie dat ons kan kom stil word voor die troon van genade. Ons nader vanaand tot U in die naam van Jesus Christus wat vir ons die prys betaal het. En waar hy nou sit aan die regterhand van U om vir ons in te tree. Ons dankie vanaand vir die kosbare Heilige Gees wat uitgestort is en wat vanaand in ons midde is. Ons weet vanaand, Here, dat U gaan vanaand beweeg van hart tot hart, sitplek tot sitplek. Ons weet vanaand, Here, dat U gaan werk, want U sal reeds hier die woord verklaar, dat daar wat 2 of 3 in die naam vergader, daar is in hulle midde. En ons weet, U is hier, Here, dit is 'n feit, dit is 'n realiteit, en ons dank U daarvoor, en waar die Gees van die Here is, daar is lewe. Waar die Gees van die Here is, daar is vryheid, en daar beweeg U, en ons dank U vanaand, Here, dat reg oorkant die land, reg oorkant Suid-Afrika, oor die wêreld, waar hierdie dienste gereël is, Here, waar die uitstorting van die Heilige Gees plaasvind, dat die magte gaan beweeg in elke kerk, in elke huis, in elke hart, in die magtige naam van Jesus Christus. Ons dank U vanaand vir die salwing wat die juke sal breek. Ons dank U vanaand vir die Heilige Gees wat Here vanaand uitgestort sal word in ons midde en dat ons hier uit sal gaan en sê waarlik dit was goed om in die huis van die Here te wees. Ons dank U in die woord verklaar, in die laaste dae sal ek my gees uitstort op alle vlees. En ons is nou in die laaste dae en vanaand dank ons U dat dit sal plaasvind. Dit sal gebeur, Here, dat U ons sal benut en sal aanraak met die krag van die Heilige Gees. Salf U prediker vanaand, Here. Salf U woord wat sal uitgaan, Here. Ek bid my God dat dit sal wees, Here, dat U hom magtig sal gebruik, soos in die dae toe Petrus gespreek het, het die krag van die Here geval. Terwyl hy gepraat het, het die krag van die Here geval en mense is gevul met die Heilige Gees. Ons dank U vir die Heilige Gees. Ons dank U vir kragtige dade wat gaan plaasvind. Mense se harte wat gaan verander. Ons dank U, Here, vir die koortjies, vir die liedere. Ons dank U vir die salwing, Here. Ons dank U vir alles wat sal uitgaan vanaand. Dank U, Here, vir hom en wie se hart U gewerk het. Die leier, Pastor Nissen, sy vrou en sy kerkraad. Dank U, Here, dat ons so kan saamkom. En ek bid dat hierdie dienste, Here, eenheid versterk sal word. O, dat daar herlewing sal plaasvind in Caledon in die naam van die Here. Herlewing sal uitbreek deur hierdie dienste hierdie week. In die naam van die Here Jesus Christus. En dat U ons sal besoek bonatuurlik. Dat U ons sal besoek kragtig. Dat U ons sal verander, Here, in hierdie gemeenskap waar ons is, dat ons 'n verandering sal maak deur die krag van die Heilige Gees in die magtige naam van Jesus Christus. Here, word verheerlik in ons midde vanaand. Seën hierdie diens, Here, in Jesus magtige naam. En die kinders van die Here wat saam sê amen. 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 Halleluja, halleluja. Kom ons gee die koning, bo alle konings, nog 'n lieflike prys. Halleluja. Die Bybel sê dat die goedertierenheid van die Here is tot in alle ewigheid. Nou as dit nie vir daai goedertierenheid was nie, dan was ons vanaand nie hier nie. Amen. Amen. Ek kan vinnig sit. Terwyl u offer gereed kry, wil ek u groet in daardie wonderlike naam van ons koning Jesus. Ek wil my pastoor groet en sy eggenoot in die wonderlike naam van ons koning Jesus, al ons leiers, die manne van die Here, apostels, pastore
is gegroet met die eggenoot in die wonderlike naam van ons koning Jesus, ons kerkraad is gegroet. Elke broer en suster wat opgekom het na die huis van die Here is gegroet in die oorwinningsnaam van koning Jesus. Ek wil die baie van 'n groet met 'n skrif. Die Bybel sê in die boek van Handelinge hoofstuk 1 vers 9 en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip gekyk het na die hemel, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat vanaf julle na die hemel toe opgeneem is, sal net soos julle hom na die hemel toe sien het, opgegaan het, terugkom. Apostel Brinkhuis, ek sien iets in hierdie gedeelte, veral vers 10, wat sê terwyl hy weggaan en hulle nog stip kyk na die hemel. Kom het by my dat Handelinge, Matteus 28, gee Jesus vir hulle opdrag, gaan heen en maak disippels. Maar Handelinge 1 vers 9 sê, nadat hy dit gesê is, het hulle nog gekyk. Met ander woorde, hulle het nog staan en verwonder, na waartoe is hy? Moontlik dat, hoe lyk dit waarna toe hy nou gaan? Hoe lyk die pad op pad soontoe? Wat sien hy alles terwyl hy op pad op is? En hulle vergeet vir 'n oomblik dat hulle het 'n opdrag waarby hulle moet uitkom. Daar is 'n opdrag uitgegee. Gaan uit en maak disippels, maar voor hulle kan uitgaan, moet hulle eers in die boventrek kom, so daar moet 2 goed eers gebeur. Hulle moet in die boventrek uitkom, maar hulle staan en kyk. Ek sien myself, want in die oomblik, terwyl ek hierdie skrif lees, zoon ek ook uit. En ek besef dat in ons daaglikse lewe gebeur daar baie goed. En ons zoon uit en ons vergeet van wat aan ons gesê is. Wat is die opdrag? Maar dan kos dit 2 mans in wit klere om net te remind dat daar 'n opdrag. En net soos hy weg is, gaan hy terugkom. Maar nie voordat die opdrag klaar is nie. Want hy sê in sy woord, hy sal nie terugkom voordat almal nie gehoor het nie. So die opdrag is gaan uit en vertel almal van die koninkryk. Die opdrag moet uitgevoer word. Vanaand is die begin van die opdrag. Dit is die begin. En vir hulle wat nie hier is nie, hy mis uit. Toe Jesus by die boventrek inkom, nadat hy die graf uit opgewek is, was Thomas nie daar nie. En hy het uitgemis. Want toe vra hy, is julle dan seker? Hoe seker is julle dat dit hy was? En ek sal tog nie glo, alvorens ek nie my hand, as jy nie by die begin daar is nie, dan vra jy, as ek nie my hand deur die wonde gesteek het nie. Hy is nou op soek na tekens wat letterlik is van die geestesoog toe. Thomas mis iets belangrik, net omdat hy nie die eerste aan daar is nie. Maar vir u wat die eerste aan die is, u is besig met die assignment, u is besig met die opdrag. Die opdrag is belangriker as enigiets anders. Want as hy kom, dan gaan hy wil weet, het jy die opdrag uitgevoer? Niks gaan meer belangriker wees nie. Dit gaan nie wees dat ek was by Sannetjie se huisie. Maar dit gaan wees, was jy besig met die dinge van die Here? Mag die Here vanaand hierdie skrif seën op die harte. Ons kan staan, dan gaan die worship team vir ons 'n lieflike lied sing en dan gaan ons offer tot eer van die Here. Amen.
gees van die Here is op my. Die gees van die Here is in my. Omdat die Here my gesalf het, om die blye boodskap te bring. Die gees van die Here is op my. Die gees van die Here is in my. Omdat die Here my gesalf het, om die blye boodskap te bring. Die gees van die Here is op my. Die gees van die Here is in my. Omdat die Here my gesalf het, om die blye boodskap te bring. Halleluja. Ek gaan vir ons Pastor Solly vra om die offers te seën. Vader, ons sê vanaand vir u baie dankie, Here, vir so 'n voorreg, Here. Dankie, Here, vir die offers wat opgeneem was, Here. Vader, ek bid, Here, dat u die offers sal seën, Here. Vader, Here, seën ook vir hulle wat vanaand Here, hulle hand in hulle sak gestiek het om te kan gee. Here, seën hulle vanaand, Vader. Ons bid vanaand vir hulle wat vanaand nie kon gegee het, Here. Maar vir volgende keer sal hulle gee, Here, en seën hulle ook vanaand in Jesus naam. Baie dankie, Here. Amen. Halleluja. Het ek jou ooit Yes. teleurgestel? Thank you, Lord. En het ek jou ooit aan die stuk gelaat? Probleme kom, probleme gaan, maar sy woord bly ewig staan. Het ek jou ooit teleurgestel? Het ek jou ooit aan die stuk gelaat? Probleme kom, probleme gaan, maar sy woord bly ewig staan. Kom ons sing dit vir die koning. Het ek jou ooit teleurgestel? Het ek jou ooit aan die stuk gelaat? Probleme kom, probleme gaan, maar sy woord bly ewig staan. Het ek jou ooit
Ek gaan ons evangelis Mani Koopman 'n geleentheid gee vanaand. Halleluja. Kom ons gee die man van die Here, God bless you. Amen, prys die naam van die Here. Ek groet vanaand, halleluja, ons pastoor, prys die naam van die Here. Ek groet ons pastore, ek groet ons apostels, prys die naam van die Here. Ek groet ons oudelinge, diakens, elke broer en suster is gegroet in daardie wondernaam van Koning Jesus. Nou ek wil net vanaand kortliks prys die Here, wil ek net die dierbares prys die Here bemoedig met hierdie gedagte. Prys die naam van die Here in Handelinge. Hoofstuk 1 prys die Here. Nou ek gaan vers 4 lees en dan wil ek net 12 en 13 lees. En dan is ek klaar, ek gaan nie baie lank wees nie, prys die naam van die Here. Nou hy sê in vers 4, en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle beveel gegee om nie van Jerusalem af te gaan nie, maar om te wag op die belofte wat die Vader, wat hulle, het hy gesê, van my gehoor het. Prys die Here. Nou hy sê in vers 12, sê hy, daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af, wat genoem word die Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n Sabbatreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek, waar hulle gewoon was, om te vertoef, naamlik, prys die Here. Ek gaan net tot so ver lees, prys die naam van die Here. Nou ek gewaar in die woord van die Here, dat toe Jesus met sy disippels was, gee julle beveel, prys die naam van die Here, om te wag op die belofte. Prys die naam van die Here, halleluja, wat die Vader beloof het, prys die Here. Nou ek wil vanaand, wil ek iemand bemoedig, prys die naam van die Here. Miskien het u vanaand 'n begeerte, ek weet nie vanaand, wat is die begeerte in u hart nie, prys die naam van die Here. Maar hier sê die woord van God, prys die Here, wag op die belofte. Soms wil ons nie wag, prys die Here, halleluja, van dit wat die Here vir my en vir u instoor het, die prys die naam van die Here, maar die woord van God sê, wag, prys die naam van die Here. So daar moet 'n wagperiode in jou lewe kom, prys die naam van die Here, halleluja. Nou ek sien in die woord van die Here, wat Jesus vir hulle sê, hulle moet wag. Nou die Bybel sê, dat hulle het omgedraai, prys die Here. In ander woorde wat vir my sê, dat dit wat Jesus vir hulle gesê het, hulle het geluister na die woorde, wat Jesus met hulle gespreek het. Nou daar's baie dae in my in die lewe, wanneer die Here praat, of wanneer die woord praat, dan luister ons nie, maar ek sien hier in die woord van die Here, dat die disippels op grond van die opdrag, wat die Here hulle gegee het, hulle omgedraai. Prys die Here na die berg, prys die Here in die Bybel sê, halleluja, terwyl hulle omdraai, prys die naam van die Here, het hulle gegaan na die vertrek, waar hulle gewoon was, prys die naam van die Here. Nou die Bybel sê, toe hulle in die vertrek kom, was hulle eendragtig, prys die Here, en hulle het in gebede, in smeekinge, prys die Here, voor die aangesig van die Here gekom. Nou ek weet nie vanaand, my broer en my suster, waar jy is nie. Ek weet nie waantoe jy vanaand op pad is nie. Maar ek wil jy vanaand sê, jy moet omdraai, prys die Here, en jy moet by die vertrekke, en moet jy uitkom, prys die naam van die Here. Vandaar prys die Here in die vertrek, was hulle eendragtig. Hulle het gaan bid, hulle het God geloof geprys. Nou die Bybel sê, prys die naam van die Here, as ons kyk gebed, prys die Here, halleluja, is ons asemhaling. 'n gebed is soos 'n asemhaling as jy hom kyk in die geestelikheid. Prys die naam van die Here. Want as jy nie gebid het, of jy nie tot God gebid nie, dan gaan jy geestelik, gaan jy sterwe, prys die naam van die Here. Maar my bemoediging vanaand is, ons moet by die vertrek uitkom. En wanneer ons by die vertrek uitkom, moet ons in aanbidding voor die aangesig van die Here gaan. Want daar in die vertrek gaan ek genesing kry. Daar in die vertrek gaan ek verlossing kry. Wanneer ek met Jesus kommunikeer en die Here seën. Halleluja, kom ons gee vir hulle nog 'n lieflike hande prys. Halleluja, ons kan staan, dierbares. Ons kan staan, dan gaan ons
vir ons gereed kry vanaand vir die belangrike gedeelte, die onfeilbare woord van God, die tweesnijende swaard wat deur mug en been sny. Halleluja. Worship team. Yes. Yes, Lord. Yes. Kom ons maak vanaand ons monde oop en ons sê halleluja vir die koning. Kom ons lig ons hande na die hemel. Ons sê halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Dat is die hoogste bereik. Dat is Lord, we praise you. Lord, we praise you. Lord, we praise your name. Lord,
by die Here in hierdie plek. Jesus, we worship you, Lord. We give you all the glory, Lord. We give you all the honor. Holy Spirit, have your way. Have your way in this place tonight. Have your way, have your way. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kom ons sing dit nog 'n keer vir die Here. Sing hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. Halleluja. Kom ons aanbid die Here net vir 'n oomblik. Net daar waar hy staan, kom ons aanbid net die Here se vir 'n oomblik. Halleluja. We give you all the glory. Halleluja. You're my sin and my deliverance. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Praise die naam van die Here. Hallelujah. 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 Oh, thank you, Lord. Yes. Thank you, Jesus. Praise die naam van die Here.
Halleluja. Prys die naam van die Here. Sê vir iemand langs aan u, u is op die regte plek. Oh, prys die naam van die Here. Debar as ons mag sit in die teenwoordigheid van die Here. Prys die naam van die Here. Halleluja. Ek wil vanaand die huisvader, groot pastoor Nissen, sy lieflike vrou daar, wees gegroet in die naam van die Here, apostels, leraars, evangeliste, pastore. Ek weet nie of hier profeet is nie. As hier is, wil ek u groet in die naam van die Here. Wat 'n voorreg vanaand om so by mekaar te kan kom in die teenwoordigheid van die Here. En wat ek hou van hierdie reeks, en ek moet dit vanaand sê, wanneer ek kyk na die manier hoe dit geadverteer was, teenoor ander advertensies, waar die gesigte die hele poster vol is, en die inligting in 'n klein hoekie, het ek gesien, dit gaan nie hier oor 'n persoon nie. Amen. Dit gaan oor wat die Here vir ons as gemeenskap in Caledon wil doen, maar ook vir ons kykers aanlyn, wat die Here vir ons wil doen, spesifiek in hierdie tyd. En ek dink as die kerk die balsem van Gilead nodig het, meer as ooit is dit nou. Sodat ons opnuut toegerus kan wees vir die opdragte wat God vir ons instoor het. En baie interessant, ek kyk na ou foto's apostelrode en ek sien daar's ook een toe u nog hare gehad het. Wat ek daardeur sê is dat ongemerk kom die jare, en ek glo dat die Here wil ons in hierdie tyd gebruik om die jonger generasie toe te kan rus vir die uitvoering van hul opdragte in die kerk. Jy sien, as die kerk nie sonder jou as leier kan voortgaan of aangaan nie, is daar 'n fout. Amen. Die kerk moet kan aangaan deur die werking van die Heilige Gees. Nou ek wil vanaand 'n gedeelte met u deel uit die woord van die Here. Ek gaan probeer om kort te wees, om net daai nugget aan u te gee. Ek gaan nie reg doen aan die onderwerp, omdat dit 'n groot onderwerp is, om dit te probeer om inligting oor te dra in 'n kort tyd nie. Maar ek wil vanaand vra om saam met my te blaai na die boek van Apostel Johannes, hoofstuk 2. En ek wil daar 2 verse lees. First John chapter 2, reading 2 verses, verse 20, vers 20.
Ek wil hê dat u moet oplet na die bewoording volgens die woord van God. En julle het die salwing van die Heilige en weet alles. Vers 20 sê, vers 27, en die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. En julle het nie nodig dat iemand julle leer nie. Maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Die Here seën vanaand die voorlesing uit sy woord tot ons een en elk se hart. En ek vertrou die Heilige Gees om die naprediker te wees van sy woord wat ja en amen is. Die term salwing was algemeen in die Oosterse lande in Bybelse tyd en was gebruik by verskillende aangeleenthede. So het die salwing 'n algemene praktyk geword. Maar ek merk op volgens die inhoud van die Bybel dat daar 3 tipes van salwing was. Daar was die gewone salwing wat gedoen was as iemand op reis was en aangeland het by die bestemming, dan was die voete gewas en soms dan het die persoon ook gebad en uit respek as 'n merk van waardering was die hoof gesalf. Maar die salwing was ook gebruik om die liggaam te salf ter voorbereiding vir die dood. Soos Jesus dit self gesê het in die evangelie van Markus 14:8, waar hy gesê het dat Maria het sy liggaam gesalf om begrawe te word. Dis nog deel van die algemene salwing of die gewone salwing. Die salwing was ook gebruik om die skilde te salf, sodat wanneer jy dit gebruik in die geveg, dat die skilde meer pyle kan absorbeer en jou kan beskerm van al die pyle wat afgetrek word op jou. Is die kerk nog met my? Maar die salwing was ook heilig vir dinge en vir mense. Dit was heilig vir konings, dit was heilig vir priesters, dit was heilig vir profete. Heilig in die sin dat dit hul roeping en hulle verkiesing bevestig het. En dan was dit ook medisinaal, waar die liggaam onder pyn was, waar die liggaam siek was, dan was die salwing ook daar. Dit was Oud-testamenties. Hier kom apostel Johannes en hy praat met jong bekeerlinge, nie jonk en ouderdom nie, daar was jonk en oud, maar jonk in die sin dat hulle pas na die Here toe gekom het.
En hy waarsku hulle, daar is 2 dinge wat gevaarlik is vir elke gelowige. Dis die wêreld en dis valse leraars. En wanneer hy met hierdie jong bekeerlinge praat, dan maan hy eintlik vir hulle om weerstand te kan bied, maar hulle moenie bekommerd wees nie. Al is hulle jong by die Here, want hulle die salwing, en die salwing is nie van die apostels nie, dis nie van 'n mens nie, dis nie van die sinagoge nie, dit is van die Here. Kan ek amen kry in hierdie plek? Die vraag is, hoe kan jong bekeerlinge weet wat is die waarheid en wat is vals? Die antwoord is baie eenvoudig. You have the anointing. You have the anointing. And the anointing is from the Holy One and know all things. Anders as die salwing in terme van die proses van olie, ontvang ons die Heilige Gees wat in ons woon. Amen. En dit gee aan ons krag om te kan onderskei van wat is reg en wat is nie reg nie. En dis waarom die Bybel hier sê, julle het niemand nodig om julle te leer nie. Dit beteken nie dat ons nie leraars nodig het nie, want dan is dit teenstrydig met Efesiërs 4:11, want daar is leraars ook. Halleluja. Maar dit gaan hier oor, wat is godheid? Wat is skriftuurlik? En wat is nie? Is die kerk nog met my? Halleluja. Prys die naam van die Here. Dis die salwing wat jou toerus. The anointing creates. The anointing develops. The anointing builds you. Maar meer as dit. Die salwing gee aan jou die vermoë om te kan ontwikkel in die godheid. Prys die naam van die Here. Jy kan 'n posisie hê, jy kan gesag hê, jy kan status hê, jy kan aansien hê, jy kan kwalifikasie hê, maar as jy nie die salwing het nie, kan ek dit weer sê, as jy nie die salwing het nie, as jy nie die salwing het nie, dan kan daar nie groei wees nie, en daar kan nie resultate wees nie. Maar die salwing bring ook verdeeldheid. As jy gesalf is, dan is daar wat nie van jou hou nie. Ek sê, as jy salwing dra, is daar die wat nie van jou hou nie. Maar die salwing gee selfs vir jou die know-how hoe om hulle te kan handle. Daarom veroordeel jy hulle nie, jy bid vir hulle, want jy's 'n draer van die salwing. Nou hierdie salwing wat apostel Johannes van praat. Jy sien die kerk sing 'n verkeerde ding. Die kerk sing, laat die salwing val op my. Vers 27 sê, die salwing waar hiervan gepraat word, wat jy van die Here af ontvang het, is nie op jou nie. Dis in jou. Ek wil so ver gaan om te sê, dat die wat het op hulle het, hulle verloor hom maklik.
Maar as hy aan jou is, sê apostel Johannes, is hy daar om te bly. Jy kan bestraf word, jy kan vermaan word, maar jy bly waar die Here jou geplaas het. Is hy met my? Kan ek iets sê? Ons moet eintlik bly wees, apostel, as daar mense is wat voel hulle pak maar hulle sakkies. Ek weet nie vir wie ek bedien nie. Halleluja. Die salwing trek nie rond nie. Jy kan nie hier 'n fondasie lê en 'n ander plek gaan bou nie. Jy moet bou op die fondasie wat hier gelê is. Halleluja, is die kerk met my? Prys die naam van die Here. Die salwing wat in julle sal bly. Ek kom aan in die bediening van die Here. Ek het onder die Vader, weet die groot mense wat hom al huis toe is. Jong, hulle het rof met jou gewerk. Hulle het rof met jou gewerk. Ek roep een aand op Teslas daar. Toe sê ek so jong mannetjie, toe sit ek boos by die huis, want my maat my haar vermaan. Sy sê, as liewe Jesus nou kom, maar bly jy nog agter ook. En sy kyk my so. Sy sê die Heilige Gees in die salwing was nog nooit so lelik nie. Vat ek weer maar my Bybeltjie. Gaan ek op na die huis van die Here. Halleluja. Want die salwing leer jou. Die salwing onderrig jou. Die salwing rus jou toe. Die salwing bou jou. Die salwing maak jou bekwaam. En dis wat gebeur het in die boek van Handelinge 2. Halleluja. Die rabbies met hulle lang baarde, met hulle skynheilige gebedes op die hoeke van die strate, dat ander hulle sien. En hier is die paar vissermanne wat na die Here toe gekom het, en die Here moes vir hulle toerus om die kerk verder te vat, want hy gaan terug na die hemel. En wat ek nogal lees is, dat die vissermanne, ek het vir myself gesê, om 'n visserman te wees, ek kom nou terug hier, is 'n eenvoudige job. Maar terwyl ek dit oplees, toe sien ek, no. They knew how to arrange the fishing net on the arm. And skillfully work it from there. And cast it into the waters in a form of a circle. As hy daai nie kan regkry nie, dat die net in die vorm van 'n sirkel uitsprei nie, dan gaan hy nie vis vang nie. Maar as hy uitgegooi is in die vorm van 'n sirkel, dan trek die gewigte hom af. En hy maak die vis toe. En wanneer jy trek, dan trek jy die tou styf en die net maak toe. Vra maar vir die manne wat hengel. Is die manne wat hengel? Gee die visstok vir iemand om gou net so gooi te vat op droë grond. Jy gaan sien hoe hard op daai lyn kraai is, want hulle weet nie hoe nie. Dit kos oefen en later sny die gat, sny die duim stukken, want jy moet hom kontrol met die duim. Ek praat nie van die koffiemeel, hy is maklik. En daarmee kan hy klein visies vang, en klipvisies vang. Ek praat van die groot katrol. So die Heilige Gees leer jou. Halleluja. En hier in die boventrek was hulle toegerus terwyl hulle saam was. Het Jesus hulle gesalf vir die werk wat voor lê.
En ek merk op in die bediening van die Here dat daar is 2 kantore en die ander is gawes. Jy kan nie as die Here jou in die kantoor wil hê, 'n gawe wil beoefen nie. Dit gaan nie werk nie. Want die Here ken ons samestelling. En hy gaan jou gebruik volgens jou samestelling. As die kerk met my, prys die naam van die Here. En dis waar dit toe gebeur in die boventrek, en ek wil ek iets na vore bring, in die boventrek, terwyl hulle eendragtig by mekaar was, het daar dinge gebeur. Wat het gebeur? Waarmee dit gepaard gegaan met dit wat daar gebeur het? Dit het ingesluit 'n geluid wat hulle gehoor het. Nommer 1. There was a sound to hear. There was a sight to see. And there was a miracle to experience. As dit nie daar is nie, is dit nie die werking van die Heilige Gees nie. Hallelujah. The sound, it came from heaven. Nie die keyboard of die drums nie. Hallo. Iemand kan die drums slaan en ek kan my moeg draf. En ek sal huis toe gaan moeg en sapnat gesweet, sonder 'n ondervinding. As die geluid nie van die hemel afkom nie, as dit nie van die Here afkom nie, as dit nie van die Heilige Gees nie. As die kerk met my, halleluja. Wat het hierdie geluid gedoen? It filled the whole house. As jy met my? Dat het die hele huis gevul. En dan sê die Bybel, dit was nie 'n muis wat daar piep in die hoek nie. Nee, die geluid was soos 'n magtige rukwind. Dat is die Heilige Gees. Die tyd om te sien. Die tonge soos van vuur. Vergelyking. Dit was nie tonge van vuur nie. Hoe sê jy nou so stil? Dit was nie tonge van vuur nie. Ons moet die woord van die Here reg lees. Dis 'n vergelyking, tonge soos van vuur. Dit was die gesig om te sien. Nou, die miracle was die vulling met die Heilige Gees en die spreek van vreemde tale. Is die kerk met my? Nou sien ek soms hier op Facebook, dan sien ek die eense, dit was die bloed, tikkie. Dit was die bloed, tikkie. Dit was die bloed, tikkie. Dan sê hulle, die heerlikheid van die Here, hierdie huis gevul. Mag die Here ons help vanaand met die opening vir hierdie week wat voorlê, om ons harte, ons geloof, ons denke, ons alles oop te stel vir die Heilige Gees, om ons toe te rus waar daar opdragte was om dit te hernie en aan te vul, en waar daar nuwe opdragte is om te help om dit uit te voer. Ons leraars kan leer, ons pastore kan ons bedien en vir ons bid, maar dit hang af hoe jy oopmaak. Dan kan die Heilige Gees vir jou bedien en groei binne in jou. Ons het die Heilige Gees nodig, ons het die salwing nodig, meer as ooit tevore. Jy sien, ons fokus op verkeerde dinge. En wanneer die Here ons mense begin te seën in verskeie fasette van die lewe, dan begin ek te kritiseer. Want ek fokus op 'n verkeerde ding.
As my suster vooruit gaan, moet ek kan sê dankie Here. As my broer vooruit gaan, moet ek kan sê dankie Here. Want die salwing skep ook blessings. As jy met my, the anointing brings change. It works growth. It opens doors. It brings breakthroughs. It brings solutions to our problems. As die kerk met my. Ek is in 'n louheid en dan verwag ek as ek my aansoek bring kerk toe, dan glo ek as apostel daarop bid, en pastoor daarop bid, dan gaan ek geseën wees. En as ek die werk nie kry nie, dan is ek kwaad. Maar ek wil vir jou sê, jy die salwing in jou, wat jy moet ontwikkel, en Gees van God toelaat, om dit te laat groei. Dis nie jou pastoor of apostel se werk nie. Nee, hulle maak nat, hulle plant en hulle maak nat. Dis die Gees van God, dis die salwing wat laat groei. Is die kerk met my? En weet jy, die salwing doen 'n wonderlike ding. Ek lees, ons ken die gedagte omtrent Maria. Hulle stuur 'n geselskap na Jesus, van Lazarus is dood. En die Bybel begin vir my so mooi, hy sê, en daar was 'n man, en hy was siek, en sy naam was Lazarus. Halleluja. En dan sê die Bybel, en hy 2 susters gehad, Maria en Martha. En dan gaan die Bybel verder om te sê, hulle is van Betanië. En dan gaan die Bybel verder om te sê, dit was Maria, wat die voete van Jesus gesalf het. En ek kyk in die Bybelse aardrykskunde, Betanië is 'n klein dorpie, 3,2 kilometer suid van Jerusalem. Daar is ander groot stede wat jy van lees in die Ou Testament. Daar is Memphis, 'n groter stad aan die westelike oewer van die Nyl in Egipte. Vandag is daar net marmerstene langs die rivier om te wys daar was 'n groot stad. Daar is Thebes, wat hoeveel koninkryke gehad het, hoeveel konings na vore gebring het. En vandag is dit 'n heritage site. Maar hier is Betanië, hoor. Hier is Betanië. In die Bybel, God laat toe dat die Heilige Gees dit rekord. Want Maria was toegewyd. En sy het die voete van die Here gesalf. So wat ek vir u wil sê, wat die Heilige Gees my mee bedien, jy kan eenvoudig wees, maar as jy salwing dra, dan kompeteer jy nie met groot dinge nie. Maar oral waar jy gaan, is daar getuienis. Hallo, ek sê daar is 'n getuienis van die salwing wat jy dra. As jy met my? Jare terug was daar tye toe ons ook saam dienste gehad het en so meer. Ek wil vanaand die gemeente van Kerk van God daarop, sy aandag daarop vestig. Jy kry vanaand, die gebou is hier, en die plek is hier, jy het 'n plek van aanbidding, jy het 'n pastoor spaar, jy het 'n kerkraad. Weet jy hoe dit hier gekom? Ek vra, weet jy hoe dit hier gekom? Net die salwing. Net die salwing. En daardeur wil ek vanaand verdiep bemoedig wat nog in die stryd is. Jy sien, ons bedienings is ander. My bediening is om die liggaam van die Here te bedien. En al kerk waar ek nog nie bedien het, is jy maar siet. Ou apostels, nuwe apostels, Moravies, Anglikaans, Vigika, oral ek bedien daar. Dis my roeping. Dis my salwing wat ek dra. Prys die naam van die Here. En daarom admireer ek die mense wat kan bou soos hierdie gebou en 'n gemeente kan ontwikkel. Ek dank die Here vir hierdie mense, maar dis nie so maklik nie. Jy sien hulle glory, but you don't know their story. Dis alleenlik deur die salwing. As die kerk met my.
Dis alleenlik deur die salwing. Ek wil draai, ek het gesê gaan kort wees. Die vrou van Samaria, sy ontmoet vir Jesus by die put. Sy gaan 'n tyd toe sy weet die vroue is nie daar nie. Van die vroue tussen 6 en 9 was hulle in die oggend by die put. En dan van 3 uur af die middag na die aand 6 uur toe was hulle by die put. Sy gaan 'n uur waar sy weet daar is nie mense nie. Want hierdie vrou het 'n reputasie gehad. Is die kerk met my? Maar almal het haar geken in haar gemeenskap. Ek gaan daarmee afsluit. Hier ontmoet sy die Here, lang storie kort, ek ken die gedagte daar. Jesus gee haar hele verlede. Sy het eers met hom geredeneer in die wette voorgehou, in die geskiedenis voorgehou. En dan ontmoet sy die man. In die diepste van haar wese het daar verandering gekom. Ek slaan dit na en ek sien sy het 'n ontmoeting met die Here gehad. Die kerk was nog nie in plek nie. Maar sy het 'n ontmoeting met die Here gehad. Halleluja. En hier is die waterkan. En die Bybel sê, sy sit die waterkan neer, want hy's vol water. Sy kan nie met hom terughardloop nie, want voor haar ontmoeting het sy nie getuienis gehad nie. Maar die salwing het aan haar 'n getuienis gegee. Halleluja! Soveel so sê die Bybel, sy sit daar waterkan neer, jy's 'n hindernis, ek het 'n getuienis, ek moet gaan sê, kom kyk. Kom kyk, 'n man wat my alles vertel het. Is hy nie miskien die Messias nie? Nou gaan die hele dorpie, want hulle dink jy het 5 mans gehad en die een waar jy nou het, is ook en hier staan sy voor Jesus die 7de een. Ek wil dit na vore bring. Die 7de een. Ek wil sê, moenie dat mense jou afskryf oor dinge in jou lewe nie. As jy die salwing van die Here het, laat die mense maar oor jou loop. Laat hulle maar skinder, laat hulle vinger wys, solank as wat jy 'n draer is van die salwing. En omdat sy 'n draer was met haar getuienis, gaan sy in die dorpie kom. En dan sê die Bybel, hulle sê later, ons glo nie op grond van wat jy gesê het nie. Ons het homself gesien. Homself geontmoet. Dis wat die salwing doen. Wil u vir my sê, Petrus en Johannes het nooit daai krepelgebore man by die skone poort gesien nie? Hoeveel keer het die man daar gesit in sy almoeskleed met sy almoesbakkie? Hoeveel keer het hulle opgegaan na die sinagoge? Maar toe hulle die boventrek uitkom, jy hoor nie wat ek sê nie, toe hulle toegerus is, toe sê Petrus en Johannes vir mekaar, nee maar wag, ons gaan nie vandag ietsie ingooi nie, vandag gaat ons iets anders gee. Daarom kom Petrus sê, silwer en goud het ons, het ek nie, nie ons nie, ek. Johannes het gehad hoor, Johannes was die neef van Jesus, hy was ook 'n vriend van Jesus. En jy kan nie 'n vriend van die Here wees en jy's broke nie. So hy het gehad. Apostel, hy het gehad. Maar Petrus herken sy toestand, hy sê, ek het nie silwer en goud nie,
Maar dis nie belangrik nie. Wat ek vandag vir jou het. Ek was daar. Ek was daar. Toe die tonge soos van vuur neerdal. Ek is toegerus en wat ek nou het, gee ek vir jou. In die naam van die Here Jesus Christus. Staan op en loop. Om terug te gaan na Maria. As jy salwing dra, waar jy gaan, is daar 'n verandering in die atmosfeer. Hallo? Ek sê daar is 'n verandering in die atmosfeer. Ek vas en bid vir 2 weke en ek kom by 'n sekere huis en ek tel die dogtertjie so op en die ma voel so ongemaklik. Sy sê vir my pastoor, sy het eintlik 'n blaasprobleempie. Halleluja. Maar ek staan met haar so op die arm en ek praat met haar. Ek raak bewus van iets, maar ek weet nie wat nie. Sy sê pastoor Woensdag, dan gaan sy Rooikruis toe vir 'n operasie, sodat hulle hierdie blaas kan opereer. Die urinegang kan opereer. Die donderdag aand hier in Bethana saal, toe's die suster in die bediening met hierdie kind. Ek sê maar suster, was sy dan nie geskeduleer vir 'n operasie nie? Sy sê pastoor, jy sal nie glo nie. Hulle neem haar onder observasie. En die slim manne, hulle skyn en 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 hulle sê, dis nie nodig vir 'n operasie nie. Hey, van die salwing het die werk gedoen. Die salwing. Het ek alleen die salwing? Hy sê, julle het die salwing. Julle. Sê gou vir jouself, ek het die salwing. Nou sê vir iemand langs aan jou, jy dra salwing. As ek remora nie, it's not on top. It's inside. Ek sê, as ek remora nie, it's not on top. It's inside. Sê ek dra salwing. En sê vanaand gaan ek huis toe met die wete dat ek salwing dra. En oral waar die salwing is, oral waar die gees van God kom, daar is verandering. Die suster bel my uit Woester, sy sê pastoor, my ma moet gaan vir 'n groot operasie. Maar my ma is bang want sy is al oud en ons weet sy het 'n komplikasie as gevolg van die ander siektes. En ek sê suster, ek gaan nou bid. Ek sê hou die selfoon by jou ma. En daar's 'n stilte aan die ander kant. Ek sê hallo sis, is jy daar? Ja pastoor. Ek sê vat die foon en hou dit daar waar die spesialiste sê hulle gaan sny. Ek bid. Sy sê pastoor, maar gaan dit nie beter wees as jy hierna toe kom nie? Ek sê nee, daar's nie afstand in gebed nie. Hou net die foon daar. Halleluja. Sy bel my van Grote Skuur af. Sy huil, ek weet nie wat sy eintlik sê nie. Ek sê my suster, bedaar, hoe gaan dit met jou ma? Sy mompel net aan die ander kant en onder die gemompel en deur die gehuil, onder deur die trane, toe kom dit deur, dis nie nodig nie. Dit gaan nie oor my nie, want ek is vlees en bloed, maar dit gaan oor wat jy dra. Sê gou vir iemand, dit gaan oor wat jy dra. En wanneer ons besef ons dra die salwing van God, dan gaan jy sien hoe verander die wêreld om jou heen. Jou huishoudings gaan verander. Kan ek gou 'n kort getuienis gee? Ek sluit af. My oudste seun was 'n tikkop. Ouers is mos skaam om oor te praat. Nee. Weet jy, hy het my so rasend gehad. Ek het nie meer geweet wat ek doen nie, om te doen nie, want ek staan in die bediening. Weet jy, pastoor Nissen, ek was kwaad vir die Here ook.
Want ek bid en niks kom reg nie. En die Gees van God bemoedig my. Trust where you cannot see. Ken ons nog daai koortjie? No matter how dark your way may be, I trust where I cannot see. Hy was een aan swom, al te mekaar. En ek is maar die rosemary bos doodgegooi met hom. Ek beklei met die vlees. En die salwing bedien my. Jou worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Hy kom een aand huis toe. Hy maak dit nie, hy lê net daar op die stoep. Hy is leweloos, hy weet nie wat om hy reageer nie. Sy ma sê die klom nie dood nie. En ek vat hom in die vaderlikheid skop in. En ek trek hom so in die huis in. Halleluja. En ek trek hom in die kamer in. En ek kry hom daar op sy bed. En maak hom toe. En ek vat sy skoene. En ek sit een wat uitloop en een wat inloop. Ek sê, Here, ek bid 'n Babelse verwarring oor hom. As hy na vanaand weer huis toe loop, laat hy loop, Here, maar laat hy langs die pad omdraai en laat hy weer huis toe kom. Hy kom huis toe. Dan getuig ek vanaand vir iemand hier. Hy kom huis toe. Hy sit daar. Ek sien daar's iets op sy hart. Hy sê, Daddy. Ek sê, ja. Hy wryf sy hande. Ek sien hy wil iets sê, maar hy weet nie hoe. Hy sê, ek wil net sê, sorry. Vir al die tye. Hy ek so mal en deur mekaar was. Hy sê ek het in my eenvoudigheid ook gebid en gevra vir die Here om my krag te gee. Hy sê ek weet nie wat gebeur nie, maar as ek so intoe gaan, dan stuur iets my weer terug. Hy sê, maak as 'n paar maande skoon. En vandag, toe sê hy vir iemand, ek is nou 3 jaar skoon. My bemoediging vanaand is moenie moet opgee nie. You've got something inside of you, and it's the anointing given by the Lord Jesus Christ. You've got the anointing. As jy dit glo, staan op jou voete en sê die salwing. En dis die salwing wat die juke verbreek. Ek sê dis die salwing wat die juke verbreek. Dis die salwing. Dis die salwing. Dis die salwing wat gesond maak. Dis die salwing wat deure oopmaak. Dis die salwing wat deurbraak gee. Dis die salwing wat verandering bring. Moenie moet opgee nie. Jy die salwing van die Here. En dit is aan jou, my suster. Dit is aan jou, my broer. Ek sê dit is binne in jou. Moenie moet opgee nie. Wat 'n stryd jy ook al deurmaak. Moenie moet opgee nie. Daar is iets binne in jou. Filippus, hy sien die hofdienaar.
Hy's besig om te vlug. Maar die salwing dryf hom na die man op die wa. Halleluja. Dis asof ek hom hoor sê, ek is in die haas om te vlug, maar ek wil net vir jou vra, verstaan jy wat jy lees? Hy sê nee, hoe kan ek? As iemand die salwing van die Here is in hierdie plek. Salwing van die Here is in hierdie plek. Ek weet nie waarmee jy sit vanaand nie. Ek weet nie waarmee jy sit vanaand nie. Ek weet nie waarmee jy sit met daar as hoop, daar as uitkoms. Want ons het die salwing van die Here wat in ons is. Dit is daar om te bly. Dit is daar om te bly. Ek wil vanaand vra met die toestemming van die vader van die huis, as daar iemand is, sê bid net saam met my. Ek het al moeg geword. Ek het al moed opgegee. Maar vanaand raak ek bewus van 'n innerlike krag in my. As daar iemand, ek gaan nie lank ophou nie, as daar iemand is, sê bid net saam met my. Bid net. Bid net saam met my. Ek ken die hofman kan vir jou niks doen nie. Dis die salwing wat die juk verbreek. Is daar nog iemand? Ek is klaar. Ek wou ingegaan het op 'n paar ander feite, maar ek is klaar. Ek is klaar. As daar nog eens wat gebed nodig het. Iets waarop u hoop opgegee het. Die Here is vanaand in hierdie plek. Salwing van die Here is in hierdie plek. Dis die salwing. Dis die salwing van die juke verbreek. Pastoor Nissen, kan ek vra vir ons leiers om saam te bid? Ons leiers, dienaars, wil nie saam met ons mense deel vanaand. As daar nog iemand is, daar is hoop vir jou. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Worship Him. Let's up your my sister. Bow down and worship Him. Let us bow down. Salwing van die Here is op my. Bow down and worship Him. Worship Him. Oh,
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ek weet nie van u nie, maar hier is so 'n tasbare atmosfeer in die huis van die Here vanaand. Ek wil ons kollega pastoor Kenneth Hofman baie dankie sê. Hy is een van ons voorlopers hier in die dorp, iemand vir wie ons groot agting het in die godheid. Kom ons sit ons hande bymekaar vir die man van die Here. Praise God, praise God, praise God. Pastor Kenny, toe u praat van hoe die salwing 'n mens ondersteun, toe besef ek dat baie kere dan dink 'n mens dat die salwing is net daar vir in die kerk. Maar die salwing, hy is oral waar jy God nodig het, is die salwing daar. So 'n week en 'n half gelede toe my ma begin afskeid neem van ons, toe was dit baie moeilik want 'n mens dink nooit jou ma gaan nie jou verlaat nie. En terwyl ek so daar langs haar lê en ons bedien haar en haar kinders en my pa en ons almal, ons hou huisdiens saam vir ons laaste keer alleen. Toe gewaar ek hoe die teenwoordigheid van die Here die dood kan stil maak. Dat sy mag en sy geweld nie 'n impak het op die familie nie. En sy in die teenwoordigheid van die Here, hoe sy vir my pa kan sê, Chappie, hoekom vat dit so lank, ek wil huis toe gaan. Dit is wat die saak. Op een stadium het sy vir my pa gevra, kan jy nie vir my help oppie, ek wil huis toe gaan. Dis net die salwing wat hy kan doen. En daar's 'n ou koordigroep wat ons ander dag gesing het, dis die salwing. Dis die salwing. Onthou julle dit nog? Gesing het so een keer. Net so een keer. Salving, die salving, die salving. Dis die salwing. Dis God se salving. Dis die salwing. Salving. Dis die salwing. Die salving. Die salving. Dis God se salving. Thank you. So, baie dankie leiers. U sal agterkom, ek is nie op die program en nie is op die gesiggies nie. Just so julle lyk mooi op my prent, pastoor, waarna u verwys het. Stem u saam met my, ons dorp het mooi leiers. Ek pas hier tussen hy foto nie, is pragtig. Maar ons sien uit na môre aand. Ek is nie 100% seker wie môre aand aan diens is nie. Maar hierdie week is ons net hier rustig en stil en ons ontvang net en ons vertrou net die Here vir die bovertrek ervaring. Amen. Amen. Stem u saam met my, die man van die Here het ons oortref vanaand. Amen. Baie dankie dienaar. Baie dankie. Ons waardeer u en ons eer u vir wat u vanaand gedoen het. Toegelaat het dat die Here ons weer herinner oor die so belangrik dat is die salwing wat die verskil maak. Ek was die domste op die skool. Ek het iets geleer wat u nie vandag gedoen het, die salwing maak jou slim. Ek het my hele lewe tot in matriek laaste in die klas gekom. Heel laaste. Maar wat die duiwel nie geweet het, as 'n mens die Here aanneem as jou saligmaker, dan draai hy die klaslys om. en ek dink ek myself, wag, ek moet nou verder hardloop, want ek was nou die hele tyd laaste. En toe begin ek mos die Here dien, na matriek, begin ek die Here dien. En almal wat daar voor gehardloop het, ek het hulle almal loop in hardloop. Dis wat die Here doen, hy laat jou hardloop. En sy word nie moeg nie. Amen. En ek dink so by myself, wat ek my laaste jaar studeer, dan dink ek, hier kry ek ook nou pryse. Toe onthou die Here vir my, 'n ontmoeting met die Here, en jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. So mag die Here elkeen seën ons hou nie lank diens nie, ons môre aan weer hier. Jy sien, daar's een woord wat ek hierdie week graag wil vergelyk mee, en dit is intimacy. Ek het glad nie 'n idee wat die Afrikaanse woord vanaand is nie.
Ek sê ook vir die gemeente, ek is nie so lief vir Afrikaans, hy is te jonk, hy is nou eers 200 jaar oud. Maar die woord intimacy, hierdie is intimate, is intiem, ja, dat is so 'n mooi woord, man, intimate. Nou die woordeboek sê, dis 'n close, familiar and usually affectionate or loving personal relations. Die aande in die boventrek is die family. Jy sal agterkom die kerkmense van Sondag kom ook hier. Die kerk is Sondag vir almal. Maar hierdie tye is intimate. As vir iemand wat kan naby die Here wil wees, wat wil hê moet jou stywer vashou en vir jou 'n drukkie gee en 'n soentjie op die wang. Dit gaan oor intimacy. Amen. Ek onthou, Pastor Kenny, onthou jy daai jare wat ons oor die tente opgesit het, prys die Here, en hoe ons gesukkel het om Pastor Makkas, hy sê dis nou nie hier nie, is hy hierdie week, is hy op die program? Nee, maar ek wil nog vir hom vertel hoe ons gesukkel het om sy pa by die huis te kry, na sulke intimate, elke aand, dis 'n gesda. Een aand moes ons die bakkie van broer Frankie ook in die tent gekry het, net om vir Suster Vanna, jy weet Suster Vanna, ook in die, Suster, jy onthou nog 'n jare, maar dit gaan oor intimacy. En weet jy wat is die wonderlikste van alles? My klein niggie, sy is nou al 'n ma van 4 kinders, Sadie, ek weet nie of van julle nog van onthou nie. In een van die tente was sy ook soos ons vanaand, so lekker intimate was, diep in die nag, terwyl ek en my vrou slaap, skrik ek wakker. Sy het nog nooit gehoor in haar lewe van bekering, daar was sy groot geraak het. Maar sy was net in die diens. En omdat sy in die atmosfeer was, daai nag toe skrik ek wakker, toe ek so kyk, toe lê sy by die voete neer, want die huis is vol godsmanne van ons het veld toe gehou, en sy praat in haar slaap in tale. Net om intimate te wees, dit stop nie hierdie, dit gaat saam met 'n mens huis toe. Maar God die seën. Kom ons gee die Here prys vir vanaand. Amen. En baie dankie godsmanne dat u julle ook toegelaat het dat die Here vir julle ook in hierdie tyd toelaat om saam en nader te wees en dat ons net 'n bietjie weer mekaar kan bemoedig want dit gaat roffie buite apostel, dit gaat roffie in die bediening en hierdie oomblikke is dit waar die Here weer ons net oplig en vorentoe stoot weer en vir ons bemoedig. So nogmaals baie dankie vir hierdie week. Kom ons staan en ons wil ook ons aanlyn kykers wat vanaand saam met ons wat ek weet as mense selfs in die buiteland wat vanaand saam met ons kyk, mag die Here ook vir julle seën en mag hierdie woord van vanaand saam met u gaan oral waar jy gaan tot eer van die Here. Kom ons ontvang vanaand die seën van die Here, dan gaan ons in vrede. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van ons God en die troostvolle gemeenskap van sy Heilige Gees sy en bly met ons almal. En ons almal wat sy koms verwag, sê amen. Die Here seën julle almal.